Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaande biduur geleentheid. Vanaand, 'n paar dae nadat ons Goeie Vrydag en ook Opstanding Sondag gevier het, kom staan ons spreekwoordelik op ons knieë voor die Here, weer in gebed as 'n gemeente saam, as gelowiges saam, en gesels ons oor die rekening, ons skuldrekening, wat Christus kom vereffen het. Die skuld wat hy in ons plek kom betaal het, al het hy geen sonde gehad nie. Hoe God se groot boek afgehandel is, afgesluit is, en hoe Christus se liefde en God se genade daarvoor betaal het. Daarom, verstaan ons saam met Paulus, verstaan ons saam met die kerk van alle eeue, moet ons nuut lewe. Kan ons nie aanhou lewe soos ons gelewe het, toe ons nog sondaars was nie, toe ons sonde ons nog toegereken is nie, toe ons nog self daarvoor moes betaal het. Ons moet nou leef vanuit sy oorwinning, vanuit Christus se oorwinning, oor die dood en die hel, oor die sonde en die Satan in ons plek. Maar hoe lyk so 'n lewe? Paulus skryf aan die Romeine in Romeine hoofstuk 6, en dan vra hy in baie duidelike terme, vergeet ons eintlik so gou? Vergeet ons so gou wat Christus vir ons gedoen het? Ons het die naweek gevier. Ja, die realiteit van dit wat ons gevier het, die gebeure self het wel 2000 jaar terug alreeds afgespeel, maar vergeet ons so gou as gelowiges? Al vier ons dit, al herdenk ons dit, al praat ons daagliks hieroor, oor die goeie nuus van die evangelie. Vergeet ons so gou wat Christus vir ons gedoen het, en die prys wat hy vir ons betaal het. Het ons belofte om onsself toe te wy aan sy diens en as nuutgebore, wedergebore gelowiges te leef tot sy eer en aanbidding van hom, het daardie beloftes, daardie woorde so gou in die stof geval. Jy sal onthou, ons het Vrydag daaroor gepraat en ons is Sondag telkens daaraan herinner. Hoe moet ons dit verstaan? Hoe is ons veronderstel om te leef? Vanuit die oorwinning wat hy kom behaal het. Kom ons kyk weer na hoe die apostel dit verstaan en hoe hy ons oproep om te lewe. Paulus skryf, wat sal ons dan hiervan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef? Sal die ou mens met sy ou vuil klere, soos in die beeld op vanaand se skerm, sal ons steeds met daardie ou skyn voortleef, sodat die genade kan toeneem? Die apostel sê, hoegenaamd nie, daar is nie meer genade nie, daar is nie meer liefde wat die Vader van ons kan betoon nie. Hy het sy eie seun vir ons gestuur. Ons, wat die sonde afgesterf het, wat dood is vir die sonde, hoe kan ons dan nog langer daarin bly voortleef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus gedoop is, hoor die verbondstaal, in sy dood gedoop is nie. Met ander woorde, by die doop word ons ingeneem, ingelyf in Christus se dood en sterf die ou mens daar. Vier ons dit, herdenk ons dit. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe. Ons ook het gesterf. Sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid, die krag van die Vader uit die doop opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Ook ons is opgewek tot 'n nuwe lewe. Deur wat ons Sondag herdenk het, deur wat ons Vrydag gevier het. As ons inderdaad met hom saam gegroei het, soos die disippels saam met hom agter hom geloop het, as ons saam met hom gegroei het in hoe hy geleef het, maar ook in hoe hy gesterf het, in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. As ons sê, ons sondes
is betaal voor. Christus het vir ons gesterf. As ons werklik leef, as mense wie se sondes vergewe is, moet dit in ons lewe nou sigbaar word. Vers 11. Beskou julleself dan, dink aan julleself dan, reken, staan hier letterlik, julleself, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar nou lewend is vir God. Amen. Ons lees vanaand tot sover. Nou geliefdes, wanneer Paulus hier skryf, dat ons 'n nuutheid, 'n nuwe tyd, die term wat hy hier gebruik, vernuut, is die Griekse woord kainotes. Nou, dis 'n besonderse Griekse woord eintlik, want die nuutheid wat deur kainotes aangedui word, is anders as 'n ander Griekse woord, neos. Die woord wat Paulus kies om te gebruik hier, kainotes, verwys na 'n kwaliteit van nuutheid. Nie tyd kronologies georiënteerd nuut nie, maar die kwaliteit van nuut wat ons moet aanneem, wat ons moet uitleef, dit is nuut. Met ander woorde, die ou mens, hoe ons gelewe het, nie net in die ou tyd nie, maar van tevore, dit is verby. Die kwaliteit van ons lewe, die hoe daarvan, is vernuwe. Dit is anders, omdat wat gebeur het aan die kruis en wat gebeur het in Christus se opstanding, daardie nuwe lewe vir ons laat deurbreek. Nie net in terme van tyd nie, maar in terme van die hoe, die kwaliteit van ons lewe. Paulus sê, ons is immers saam met hom begrawe. Dit is belangrik dat ons verstaan, begrawe. Nou, dis 'n ongemaklike ding om baie keer oor te praat. Maar begrawe beteken, dis verby, dis dood, dis klaar, dis weg. Daardie ou mens is nie meer nie. Ons kan nie meer so leef nie. Maar uit die doodheid is Christus opgewek tot 'n nuwe heerlikheid wat hy openbaar het aan sy disippels, wat hy openbaar het aan soveel oog en oog getuies, van wie hy werklik is, van hoe 'n nuwe lewe ook om ons moet lyk, moet leef, uit 'n oorwinning, met 'n ander sekerheid oor die toekoms, met 'n ander troos oor wat hy vir ons bewerk het, waarvoor hy vir ons betaal het. Ons is saam met hom begrawe. Daardie ou mens lewe nie meer nie. Daardie vuil klere, vuil lappe, dis weggegooi. Ons het nuwe blink klere aan. Ons moet so lewe. Beskou julleself, reken julleself, skryf die apostel in die 11de vers. Die woord wat hy gebruik, word geassosieer met boekhou, met rekenkunde. Reken alles wat julle doen. Reken alles, en hy gebruik 'n opdrag hierso, 'n imperatief, reken, beskou julleself as nuwe mense. Nou, wat Paulus hier sê is nie dat ons moet dit een keer dink daaraan, ons moet een keer dink hier op 'n Paasfees, Christus het vir ons gesterf, ons is nuut, en dan vergeet ons dit vir die jaar tot Kersfees kom, en dan herinner ons onsself vinnig daaraan, en dan volgende Paasfees. Dis nie wat Paulus hier sê. Paulus gee die opdrag om aanhoudend onsself daaraan te herinner dat Christus vir ons gesterf het, en saam met hom het ons gesterf, elke dag, soos ons nuwe klere aantrek vir die nuwe dag, dink ons daaraan. Ons moet nuut lewe vandag. Ons moet anders lyk vandag. Elke dag 'n bietjie meer soos hy.
Dr. R.C. Sproul sê, hierdie is nie net 'n oproep tot positive thinking, soos die Engelsman het stel. Hierdie is nie net 'n kyk in die spieël en self behep wees met wie ek is. Aan die een kant as 'n sondaar wat steeds stry teen my sonde. Aan die ander kant as 'n nuwe gebore Christen. Dis gaan nie oor jouself nie. Dit gaan hier oor, ons moet dink aan wat hy vir ons gedoen het. En dit is die waarheid waaruit ons leef. Dit is die waarheid van 'n nuwe lewe wat verborge is, met ander woorde weggesteek is, met ander woorde veilig gehou word in Christus. Nou dit is belangrik dat ons hierdie moet onthou, veral soos ek sê op hierdie Woensdag, paar dae na Paasfees. Want hierdie Woensdag is maar 'n paar dae. As ons onsself nie elke dag gaan herinner nie, as ons onsself nie elke dag bewustelik gaan attent maak op die feit dat vandag moet ek dink daaraan dat Christus vir my gesterf het, dink daaraan dat ek nuut moet lewe vir hom. As ons dit nie elke dag gaan doen nie, gaan ons dit vergeet, gaan ons afdwaal, gaan ons nuwe klere ook maar weer bevuil en besmet word met die sonde wat in ons leef en om ons heers in die wêreld. As ons werklik wil sê, U het oorwin, ons is U sin mede-erfgename, moet dit in ons alledaagse lewe, in ons huise, in ons werke, by ons skole, vir die wêreld duidelik word. Ons leef uit sy oorwinning, ons leef uit sy opstanding. Die evangelie help ons, is ons hulpmiddel om ons hieraan te herinner. Die evangelie wat ons herinner dat ons val dalk, dit voel dalk vir ons asof ons val. Maar daardie gevoel, daardie ervaring, dis 'n subjektiewe werklikheid. Dis my eie ervaring daarvan. Die objektiewe realiteit van wat hy vir my gedoen het. En die belofte van God wat waar is en wat dit bedek hoe ek voel, hoe ek ervaar. Nie net dat ek sondig nie, maar my gevoel van sonde. Die objektiewe realiteit is anders. Want God het gesê, God het gespreek, hy het sy seun gestuur en Jesus Christus het oorwin. Hy het sy lewe neergelê sodat ons kan vry wees. En Paulus sê dit baie duidelik wanneer hy aan die Kolossense ook skryf. In die Kolossense skryf hy, dan sê hy vir hulle, hy het die skuldbewys met al sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem. Wanneer? Toe hy aan die kruis gesterf het. Toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Daardie ruwe ou houtkruis waarheen hy gegaan het om in ons plek die offer daar te bring. Geliefdes, vir ons is dit goeie nuus. Maar is net goeie nuus as ons aanhou om onsself te herinner hieraan. Ons aanhou om in die proses van heiligmaking gevorm te word deur die werking van die Heilige Gees, deur die waarheid van God se woord in ons lewens. Mag dit nie net vandag vir ons waar wees nie, nie net hierdie week vir ons waar wees met Paasfees nog vars in ons gedagtes nie, maar mag dit elke dag die realiteit wees waaruit ons leef, totdat hy weer kom om ons te kom haal, as sy kinders, nie as slawe vir die sonde nie, maar die wat reeds vrygekoop is tot sy eer. Amen. Ons gaan vanaand weer saam bid oor 'n paar sake, en die sake waarvoor ons spesifiek bid is 'n dankbare aanvaarding
van hierdie waarheid. Daarmee bedoel ek, ons is dankie vir die Here, dat hy dit vir ons gedoen het, dat hy sy seun vir ons gestuur het, dat hy kom sterf het in ons plek, en dat ons daarop kan reken, dat ons met sekerheid nie net hoopvol daaraan kan dink nie, maar daarin kan glo en daarop kan vertrou. Dit was ook vir my. Kom ons gee die lof en die eer aan die Vader daarvoor. Tweedens, bid ons vir gelowiges, met ander woorde vir onsself, vir die kerk, vir die wat werklik nuut wil lewe. Kom ons bid, veral in hierdie tyd, dat die Here ons standvastig sal hou, dat die Here ons sal aanhou oortuig van die waarheid, dat sy Gees ons oë die hele tyd sal oopmaak vir ons eie tekortkominge, ons eie sondes, ons eie oortredings, maar ook dat dit reeds betaal is. Kom ons bid vir ons kinders, ons skole en hierdie nuwe kwartaal. Ons skole begin ook in hierdie week, Woensdag, vandag, dink ek, het die skole ook al reeds begin. Kom ons dra ons skole op, ons dra ons kinders op. Ons vra dat die Here met hulle sal wees, dat die Here hulle sal gebruik as getuies in sy koninkryk. Kom ons bid vir hulle vir beskerming, vir leiding, met 'n lang ei as dit nodig is, maar ook leiding, dat hy hulle sal lei deur sy woord en sy Gees, en dat hulle dalk selfs as leiers in die samelewing sal optree, gesante van hom. Ons bid vir beskerming teen die bose, en as ek praat van vir beskerming teen die bose, as ons daarvoor bid vanaand, bid ons vir ons land, ons bid vir ons kerk, ons bid vir onsself, ons bid ook soos nou net vir ons skole, maar kom ons bid dat die Here se oorwinning oor die sonde, dat dit 'n finale oorwinning in ons eie lewens ook sal wees. Daar waar die Satan ons heeltyd herinner aan ons ou mens, die ou sonde, dat ons in oorwinning daarop sal reageer, en nuut en anders en heilig sal lewe, tot God se eer. Ek wil vra dat ons vanaand vir 'n paar individue spesifiek sal bid, wat deur siekte en ongesteldheid geraak is en geraak word. Ons bid steeds vir Herman en vir sy gesin, sy vrou en sy kinders. Ek het die van ons wat op die gebedsgroepie is, wat Tannie Mariana lei, het gehoor dat hy hierdie week in sy laaste aktiewe bestraling gaan deelneem. Ons vra dat die Here hom sal sterk hou, en dat die Here hulle afhanklik sal hou van sy genade, en dat die Here genade sal gee, dat hy ook hierdie behandeling sal gebruik om genesing en herstel te bring. Ons bid ook vir oom Herman, wat môre, donderdag, vir 'n operasie gaan, en dat die Here ook met hom en met Tannie Mariana hierdie kant sal wees. Ons bid vir Manda, wat ook deur 'n kankerbehandeling gaan, en vir Amanda, wat met haar niere gesukkel het en een nier verwyder moes word. Ons bid dan ook vir oom Henry van Dijk. Dit is Werner Ludik en Dorette se pa. Hy word tans in Boksburg behandel, hy is opgeneem in die hospitaal daar, en daar is op hierdie stadium, soos ons verstaan, vog op sy longe en sy hart, en ons vra dat die Here ook by hulle sal wees en by hom sal wees en sal genesing en herstel bring. Dat die Here ook met almal wat deur siektes en ongesteldheid gaan, sal wees, en dat hy deur sy wysheid en insig as die groot geneesheer ook die wêreldse geneeshere en medikasie sal gebruik, as dit sy wil is, tot heling, tot herstel, tot volkome vernuwing van ons fisiese liggame ook. Ons bid dan ook vir ons gemeente, dat ons as getuies sal leef en sal uitgaan, en baie spesifiek in voorbereiding van nou af tot en met Pinkster. Dis ons volgende groot viering, waarop ons wag as kerk, en waarop ons onsself voorberei, en dat ons
werklik ingestel sal wees om in hierdie tyd alreeds as nuwe getuies, nuwe wedergebore gelowiges sal leef, totdat hy ons ook weer toerus en herstel en oortuig van die werk van sy Heilige Gees in ons. Ons bid ook hierdie jaar vir Dominee Sissel van der Merwe, is 'n gemeenteseun. Hy het ingestem om ons te kom bedien met ons Pinksterreeks hierdie jaar, en ons bid ook vir sy voorbereiding, en dat hy hom ook en hulle ook as 'n egpaar sal veilig hou en sal seën met wat hulle vir ons gaan bring. Geliefdes, kom ons bid saam. Vader, ons dank U vanaand dat U ons nie net in die tronk van ons sondes gelaat het nie, maar dat U ons kom bevry het. En ook nie net kom bevry het daarvan nie, maar bevry het sodat ons as koninkrykskinders vry kan lewe tot U eer. Ons vra, Here, sal U ons help om op te hou soos slawe van die sonde dink en leef, maar dat ons elke dag ons nuwe klere, fisies en ook geestelik sal aantrek en sal leef as koninkrykskinders. Here, maak ons oop vir die verleiding van die Satan en ook vir die werk van die Heilige Gees, sodat ons met 'n helder verstand die goeie sal kies en teen die bose sal bly stry. Ons vra, Here, dat U met ons gemeente sal wees, die siekes, die ongesteldheid wat daar dalk mag wees, dat U heling sal bring. Ons vra vir beskerming en vir seën vir die nuwe kwartaal, vir ons kinders en ons huisgesinne. Ons vra, Here, dat wat ons in hierdie kwartaal sal doen en sal beplan om te doen, dat dit in gedagtes en in woorde en in dade sal strek tot U eer. Here, wanneer ons tot U bid, is dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Heiland, ons Middelaar en ons Verlosser alleen. Amen.